Ek is so dankbaar teenoor Jahwe ons Elohim vir die ouer huis waarin ek groot geword het. Ek is regtig dankbaar. Ek is dankbaar vir my ouers wat my groot gemaak het en op 'n spesifieke manier groot gemaak het. En ja, toe ek jonk was en toe ek 'n tiener was en toe ek 'n jong man was en ek is uit die huis uit, het ek nie altyd verstaan dit wat my ouers doen nie. Maar vandag as ek terugkyk, kon ek verstaan. En ek kon verstaan hoekom my ouers my gehanteer het soos wat ek gehanteer was en hoekom ek deurgegaan het wat ek deurgegaan het. En ek is vandag die bewys van 'n God wat antwoord wanneer ouers bid. Ek is vandag die bewys daarvan. My ouers het vir my gebid. En my ouers het so gebid en hulle het so geroep na Vader dat ek tot bekering gekom het. So ek wil vandag met jou gesels oor die feit dat jy as ouer moet jou kind op die regte wyse grootmaak. Dis 'n baie belangrike aspek. En iets waarmee ek worstel nou al die afgelope paar weke is verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Want ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ons kinders op die regte manier groot te maak. Want ek wil gou vir jou lees wat sê die woord. En dan wil ek vir jou 'n paar goed gee wat jy jou kind moet leer. Wat belangrik is, sodat jou kinders kan groot word op die regte wyse. Dat wanneer jou kind op 'n selfstandige area in sy lewe kom en hy begin self dink en hy's volwasse, dat hy sal terugkyk op sy pad en sal besef, maar yes, ek het eintlik die regte dinge van my ouers ontvang. Want daar's nou een ding wat my pa my nie gegee het nie. My pa het my nooit uit moeilikheid gehelp nie. Nooit. Toe ek uit die huis uit is en ek is nou verantwoordelik en ek moet my eie verantwoordelikheid nakom en as ek droog gemaak het en ek het moeilikheid, my pa het my nooit uit die moeilikheid gehelp nie. Ek moes geleer het. Ek moes baie keer my kop gestamp het en ek moes op die harde manier moes ek geleer het. En my pa het my nooit uit die moeilikheid gehelp. Nooit nie. En hy het dit baie duidelik gemaak. En ek sal nooit vergeet nie, my pa sê die eendag vir my, hy sê, hoorie so, jy gaan my nie bel as jy in die tronk sit. Gaan my nie bel nie. En die een dag, toe sit ek en ek is gearresteer en ek sit in die selle en ek dink, ag, wat nou? Wat nou? Ek het niemand om te bel nie. Want my vriende is saam met my daar, en dan kom ek agter, maar nou is ek in die moeilikheid. Nou's ek in die moeilikheid. En ek het geweet, ek kan nie my pa bel nie, want my pa het dit baie duidelik gemaak. Jy gaan my nie bel as jy in die tronk sit. Want ek gaan vir hulle sê, dis reg, hou hom daar. Hou hom daar. Sodat hy kan leer. En ek is dankbaar daarvoor. Nou luister gou, wat sê die woord? Ek wil hierdie met jou deel. Die woord sê in Deuteronomium hoofstuk 6, vanaf vers 6, hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Wat is hierdie woorde? Die woorde is die Torah. Die woorde is die totale woord van Jahwe. Dit moet in ons hart wees. So, in die eerste plek, jy as ouer, jou lewe moet in lyn wees met die woord. Want onthou een ding, 'n kind is nie stupid. 'n kind is nie stupid. Dit help nie, jy sê iets en jy doen die teenoorgestelde. Dit help nie. Want jou kind is nie onnoosel nie. Jou kind tel op en jou kind sien. Want baie keer, jou kind gaan dalk jou woorde vergeet, maar jou optrede, jou aksies, dit gaan jou kind onthou. So daarom is dit belangrik, hierdie woorde moet in jou hart wees, want wat uit jou hart uitkom, daai gesindheid en daai optrede, dis waarna jou kind gaan kyk. Nou gaan hy verder en hy sê, en jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy gaan opstaan. So, dis jou verantwoordelikheid as ouer, om jou kind van 'n jong ouderdom af in te skerp in die woord. So, die ouer moet sy verantwoordelikheid nakom. Die ouer moet sy verantwoordelikheid nakom. So, ouers, ek wil hierdie met jou kom deel vandag, dat jy vandag kan besef, dat jou verantwoordelikheid is groot in terme van jou kinders. En nou is daar iets wat jy jou kind moet leer, soos wat jy die woord inskerp, soos wat jy jou kind leer op 'n daaglikse basis, is daar 3 dinge wat jy by jou kind moet ontwikkel, en moet dit ontwikkel. En die nommer 1 ding wat jy by jou kind moet ontwikkel,
is verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Met ander woorde, daai kind moet geleer word om verantwoordelikheid te vat vir sy dade, vir sy optrede en sy woorde. Want ek sien dit ongelukkig in vandag se tyd, dat daar is net nie meer verantwoordelikheid nie. Daar is net nie meer nie. Gaan ry net so 'n bietjie op die pad, dan kom jy agter, mense kom nie hulle verantwoordelikheid na. En dan nou natuurlik as jy kyk na kinders, en ons deel met die skole en ons deel met kinders wat op skool is en ons kry die terugvoering en ons weet wat in die skole aangaan met betrekking tot die ouers en die kinders, want vandag is dit nie die kind nie, dis die onderwyser. Of as dit nie die onderwyser is nie, is dit die skool. En as dit nie die skool is nie, en of is nie die onderwyser, dan is dit die hoof. Maar dis nooit die skuld, die kind se skuld nie. Dis nooit die kind nie. En ek gaan terug na toe my oudste seun op skool was en hy was jonk gewees en hy was op skool gewees en hy het droog gemaak. En wat hy gedoen het is, en ek het my kind groot gemaak op 'n spesifieke manier, en dit kom uit en hy praat met my en hy sê, pa, ek het hierdie situasie. Ek sê, alright, en ek gaan toe skool toe. Ek sê, okay, hoor hierso, hier's nou 'n situasie en ek wil graag hoor by jou as hoof, hoe gaan jy hierdie hanteer? Ek wil dit graag uitgesorteer. Maar my seun het nooit vir my die volle waarheid kom gee. Nooit die volle waarheid kom gee. Maar ek tree op, want dis my kind, en nou moet ek hierdie situasie hanteer, en ek sê vir die hoof, ek sê, hoor hierso, ek het my kind ek maak hom groot op 'n spesifieke manier. En ek gaan nie toelaat dat hierdie goed gaan kop uitsteek en gebeur nie. So ek wil hê jy moet dit hanteer. Want as jy dit nie hanteer nie, gaan ek dit hanteer. En ek kry toe 'n oproep van die onderwyser waar die betrokke insident was, en ons word ingeroep saam met die ander kind ook, en die ander kind se ouers word ons ingeroep, en toe kom die waarheid uit. En toe die waarheid uitkom, is ek baie teleurgesteld in die eerste plek dat my seun vir my gelieg het. En nou moet ek dit hanteer. Ek sê, okay, so dis die situasie, alright, so nou gaan daar verantwoordelikheid gevat moet word. Gaan verantwoordelikheid gevat moet word. En ek leer my kind om verantwoordelikheid te vat. Ek leer hom dit. So ouer, dis jou plig om jou kind te leer om verantwoordelikheid te vat. So moenie altyd net vir jou kind opstaan en hom elke keer net uithelp uit die moeilikheid uit. En ek weet ons is ouers en ons wil dit baie graag doen en ons wil altyd daar wees vir ons kinders, maar jou kind moet leer om sy eie verantwoordelikheid op te neem. Ek meen die woord is baie duidelik. Hy kom sê in Esegiel hoofstuk 18 en hy praat spesifiek oor persoonlike verantwoordelikheid en hy sê dat die kind gaan nie die verantwoordelikheid van die pa dra nie. En so gaan die pa ook nie die verantwoordelikheid van die kind dra. En daar kom 'n tyd in jou kind se lewe wat jy moet hom toelaat om sy verantwoordelikheid na te kom. En as dit beteken dat jy hom nie gaan help in 'n spesifieke saak nie, dan is dit nou maar so. So jy gaan van 'n jong ouderdom af, jou kind moet leer om verantwoordelikheid te vat. Dit bring my by die tweede punt, en die tweede punt is, wat jy jou kind moet leer, wat jy jou kind moet inskerp by, is om te sê, ek is jammer. Om dit te kan sê, want ek kom agter, dat mense kan dit nie meer sê nie. Mense kan dit nie meer sê nie, kinders kan dit nie meer sê nie. Want in die eerste plek kom hulle nie hulle verantwoordelikheid na nie. In die tweede plek kan hulle nie sê jammer nie, want hulle weet nie en hulle verstaan nie dat daar is gevolge vir hulle aksies. En dit word nooit geleer van die ouers af na die kind toe om te sê maar ek is jammer en om jou fout reg te maak. Want daai twee werk saam. Dis verantwoordelikheid en om te sê jammer. Daai twee goed werk saam. Mense, dit is belangrik want ongelukkig sien ons dit in kinders se lewe en dit spoel oor in volwassenheid want ons sit vandag met mense wat in die huwelik tree en hulle kan nie jammer sê nie. Ons sit met mense wat in die huwelik tree en hulle kom nie hulle verantwoordelikheid na. En ek sit met mense, nou doen ek berading met mense en mense vat nie verantwoordelikheid vir dit wat hulle gedoen het. Hulle vat nie verantwoordelikheid. Want nou ewe skielik, nou moet die pastoor bid, en die pastoor moet nou ewe skielik hierdie situasie uitsorteer, en vir 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, vat ek nie verantwoordelikheid nie, en ek maak droog waar ek wil, en nou ewe skielik, nou moet die pastoor bid, en alles moet oukei wees. Nee,
Nee, vat verantwoordelikheid. So leer jou kind om dit te doen, leer jou kind om van vroegs af in sy lewe te sê, jammer, ek is die skuldige een, ek het gefouteer, kom ek maak dit reg. Want as 'n kind dit kan doen, van 'n klein ouderdom af, gaan hy sukses behaal in sy lewe. En dan die derde ding wat jy jou kind moet leer en inskerp in, is om Jahwe lief te hê. Om Jahwe lief te hê. Maar waar gaan jou kind dit sien? Jou kind gaan dit sien by die ouer. As die ouer bid, as die ouer besig is met die woord, as die ouer vader lief het, as die ouer sy tyd spandeer in vader se teenwoordigheid, en die kind sien, maar hoor hierso, die belangrikste punt in my pa of my ma se lewe, is om God te dien in gees en in waarheid, en dis wat ek gesien het by my pa. Dis wat ek beleef het by my ouers, is dat die liefde vir die lewende God was die eerste en die belangrikste punt in hulle lewe. En my ouers het my geleer. Het my geleer om te sê jammer, het my geleer om my verantwoordelikheid op te neem. En as ek droog gemaak het, moes ek verantwoordelikheid gevat het. En ek moes dit geleer het. My pa het my nooit uit die moeilikheid uitgehelp nie. Nooit. Hy het my nooit uit die moeilikheid gehelp. My pa was altyd daar gewees vir my, ja, maar as ek droog gemaak het, sorry my maat, jy moet dit self uitsorteer. Jy moet dit gaan regmaak. Jy moet die gevolge dra. Ek gaan nie jou gevolge dra nie, jy moet dit dra. Weet jy wat het dit gedoen? Dit het my geleer om verantwoordelik te wees in my lewe. Dit het my geleer om elke situasie wat ek ervaar en die dinge wat na my kant toe kom, om verantwoordelikheid te neem, om pa te staan vir my besluite, om pa te staan vir die dinge wat ek gedoen het, om pa te staan vir die resultate in my lewe, en om dit met die regte gesindheid en die regte denkwyse uit te sorteer, want dis belangrik. Dis belangrik. So ek wil hierdie vandag aan jou kom oordra, hier by Herbou, sodat jy kan weet wat jy moet doen in terme van jou huisgesin, hoe om jou kinders te leer. En dit maak nie saak of dit 'n seun of dogter is nie, dit geld vir beide. Dat jy jou kinders sal inskerp met die woord. Dat jy jou kinders sal inskerp met die feit dat hulle verantwoordelikheid moet vat, dat hulle kan sê ek is jammer, en dat hulle 'n liefde sal ontwikkel vir Jahwe ons Elohim. So mense, ek wil dit met jou kom deel het vandag, en ek weet, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. In vandag se tyd, ons het soveel verskillende buitefaktore wat ons verhouding met ons kinders kom beïnvloed. En ek weet, dit is makliker gewees in my era as in vandag se tyd. Maar weet jy, die woord het nog steeds die wenresep. En as ons die woord toepas op die regte wyse, gaan jy suksesvol wees met jou ouer-kind verhouding. So mense, baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening en dat hierdie woord 'n impak kom maak in jou lewe. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Geniet jou Vrydag. Tot volgende keer. Shalom.